Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Dis Maandag 13 Junie. Ons gaan hierdie week se dagstukkies nadink oor God wat liefde is en hoe sy liefde ons by vrede uitbring, ons identiteit gee, ons genees, ons vrese oorwin en ons by plekke bring om te kan vergewe. Vandag se tema is liefde breek mure af en ek lees vir ons 'n gedeelte in Efesiërs 2 vers 14. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Nou in die tyd van Jesus en die vroeë kerk was daar baie sterk gevoelens tussen Jode en heidene. En daar was 'n muur rondom die tempel met waarskuwings wat heidene dan buite gehou het. En die muur sou dan skeiding maak tussen diegene wat heilig is en die wat onheilig is. En die straf vir die oortreding was die dood. Want God se heiligheid was vir die Jode 'n baie belangrike prioriteit. Nou die verwysing na die muur van vyandskap in ons teks was 'n einste verwysing na hierdie muur rondom die tempel. So dink net vir 'n oomblik aan hoe radikaal hierdie beeld is. God se heiligheid beteken nie dat hy sekere mense op 'n afstand wil hou om sy karakter te beskerm teen mense se sondigheid nie. En in sy beoordeling maak hy nie soos mense 'n onderskeid tussen die wat binne of die wat buite is nie. Paulus sê dit in Romeine baie duidelik, dat alle mense gesondig het en alle mense ver van God is en eintlik dan almal sy straf moet verdien, maar ook sodat almal eweveel genade van God ontvang. Jesus sê dit immer self in Matteus 5 vers 45 gesê, hy sê, God laat immer sy son opkom oor die wat goed doen en die wat sleg doen, en hy laat dit reën oor die wat reg en verkeerd doen. In kort dus, in opsomming, God se liefde het die krag om te kan versoen wat onherstelbaar en verdeeld lyk. Wat is die mure van vyandskap wat tussen jou en ander mense staan? En kom ons gaan 'n bietjie breër, en dan is daar die mure van vyandskap wat in die wêreld se politieke arena afspeel en mense net verder polariseer. Hoe is die Here se vrede besig om in hierdie gebeure jou te versoen met God en ander? En hoe help die Here jou vandag om deur die bolangse emosies en ervarings te breek, om ons op 'n veel dieper vlak by mekaar en by God uit te bring, en by dit wat ons in hom ingemeen het? Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, U is die God van liefde, 'n liefde wat geen grens ken nie, 'n liefde wat deur mure breek, mure van vrees, haat, vooroordeel en pyn. Here, ons sien die verdeeldheid in ons wêreld, tussen mense en families, en groepe en nasies, ja selfs in die kerk, maar ons weet, U liefde is groter as enige skeiding. U seun Jesus Christus het die muur tussen Jood en nie-Jood afgebreek, en vrede deur sy kruis gebring. Breek ook so dan die mure in ons harte af, Here. Die mure van trots, van onvergewensgesindheid, van selfsug en onversoenbaarheid, en vul ons met die Gees, sodat ons draers van versoening kan wees. Ambassadeurs van die liefde, wat ander nie oordeel nie, maar omhels met deernis en genade. Daarom mag die liefde deur ons vloei, in elke skeiding oorbrug, sodat ons saam as een liggaam U naam kan verheerlik. Amen.